Groete uit Witbank Moedergemeente, groet u. Ek was hier gewees saam met die, maar toe Dominee Dawie bevestig is, dis nou feitlik 3 jaar gelede, was ons ring van Witbank hier teenwoordig nog daar gesit. So dis nou die 2de keer dat ek nou by u kom in Carolina. So ek en my vrou die naweek, want dit is ook my afnaweek, toe Dawie my gevra, toe het ons nou gisterand sommer nou gaan bly in 'n gastehuis in Christiesmeer, omdat ons die wêreld nie ken nie. So ons het nou van die naweek nou 'n outing gemaak, soos die mense in Latyn sou sê. So, dis my 'n voorreg om vanmôre by u te kan wees, en om dan die woord van die Here saam te luister, en ek hoop om vertroos te kan word. Ons begin ons diens, ons fotum is die woorde uit Psalm 130. Kom ons buig ons hoofde. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wagte op die môre. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Amen. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Ons lofsang vanmôre is lied 190 en ons gaan al 3 die verse sing van die bekende Grote God aan u die eer. Kom ons staan en sing ons die 3 verse. Grote God aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit, heilig u gerechtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. En genade, groot en ryk, bou u hier u koninkryk, voordat ek kon kies, kon vra, het die seun my vlok gedra. Ek kon vind, het my gekry, wil ek nog my skuld bely. U oor alles God en hof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstaan, o jy al wat is in stand. As toewyding gaan ek vir u voorlees uit Sagaria, een van die baie onbekender boeke in die Ou Testament. En dit wat ek gaan lees, kan u sien, die volk is in ballingskap en hulle tuis, Jerusalem, Sion, is in stukke. Die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom, so sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. So woedend het ek geword vir sy vyande. Ek het woedend geword, so begaan is ek oor hom. So sê die Here, ek gaan na Sion terugkom, ek gaan in Jerusalem woon, Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here, almagtige, heilige berg. So sê die Here die Almagtige. Daar sal weer bejaarde mans en vroue, ryp in jare, op die pleine in Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here die Almagtige. As dit vir die oorblyfsels van hierdie volk vandag onmoontlik lyk,
moet dit dan vir my ook onmoontlik lyk? Die Here die Almagtige het so gesê. Hoekom ek hierdie gedeelte vir u lees, so maklik wil ons die Here se mag beperk met wat ons sê is logies. As ons nou kan dink, miskien as ons die lyn kan trek na Suid-Afrika van vandag, kan u self indink in die tyd dat ons nog, vergewe my as ek nie die Afrikaans het vir window shopping nie, daar was 'n woord daarvoor, dat ons in die aand kan loop in die straat en ons kyk in die winkelvensters, kinders wat speel op parkies, die beeld wat hy gebruik, ou mense, bejaard met hulle kieries, sit op die pleine in Jerusalem, ondenkbaar want dit is 'n chaotiese oorlog en die ballingskap en die vernietiging van Jerusalem. En dan sê die Here, as dit vir julle onmoontlik lyk, moet dit vir my onmoontlik lyk? Om te sê, ek is die God wat die onmoontlike kan doen. Ons verwagtinge is baie keer te klein. Ons verwag te min van die Here. Hoe baie keer is ons moedeloos oor ons huidige omstandighede, of oor die landbou, of oor die pryse van vee of mielies, of die olieprys. Wat is moontlik? Kom ons bely ons skuld, terwyl ons so sit met lied 240 vers 2. Jesus alles ons ontrou, U bly altyd deur getrou, wanneer ons skuld bely, maak U ons in waarheid vry, nooit bly te gebroke gees, om verzoening te vergeefs, U skenk die vergifenis, op ons skuld erkentenis. Ons gaan ons geloof bely, en ek gaan vanmôre die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 vir u voorhou, een van ons belijdenisskrifte, wat in kort sê, wat glo ons? Kom ons bid hierdie woorde in ons harte. Ons glo almal met die hart, en bely met die mond, dat daar 'n enig en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Amen. Ons sing dan nou die 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. As u u Bybel saam met my wil oopmaak by die boek Habakuk, is u welkom. Ok, nou is my Bybel ook groter druk. Myne sê bladsy 936, maar elke Bybel het ons nou 'n ander bladsy afhangende hoe groot die Bybel is. En net vir interessantheid, die nuwerder druk van die Afrikaanse Bybel het nie meer die Nuwe Testament op bladsy 1 nie, hy gaan nou aan tot by bladsy 1500. So ek noem dit net vir u, partykeer dan stieg iemand vir jou bladsy, dan werk dit nie. Maar ons gaan lees vanmôre uit Habakuk, om die hele boodskap van Habakuk te kry, om te vra, wat sê dit vir ons vandag in ons omstandighede in die jaar 2026? So met die Bybels oop voor ons, gaan ons saam bid. Hemelse Vader,
vir hierdie oggend vanmôre, kom sê ons vir u baie dankie. Dankie vir die voorreg om te kan lewe en om gesond te kan wees, om te kan deel in hierdie erediens. En ons kom by mekaar met die doel om u te verheerlik as ons Here, ons skepper, ons onderhouer, die Here van die kerk. Ons ken u as die God wat met ons praat deur u woord. Dit vra van ons om ingeskakel te wees of ingestem te wees op u golflengte, dat ons kan hoor, sodat u vir ons kan onderrig, sodat u vir ons kan leer, maar sodat u vir ons kan troos. Want ons het almal troos nodig. Ons bid aan Here dat dit wat daar buite is, dat u vir ons sal help om dit daar buite te parkeer, omdat ons dan nou met u woord nodig is. Mag ons dan die stem van die Gees hoor, tussen die letters wat op papier gedruk is in hierdie Bybel. Ons bid, spreek Here, u kinders luister, amen. Ek gaan 'n gedeelte lees uit Habakuk 1, dan hoofstuk 2 ietsie en dan hoofstuk 3. Habakuk 1 begin met die woorde, 'n uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Nou begin ons met Habakuk se klag voor God. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Hoe lank moet ek bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien van wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en daar word getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek sal die Galdeërs laat kom. Die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. En by vers 12 wil ek verder lees. Habakuk se tweede klagte. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U Here het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U ons rots het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om te kyk terwyl daar soveel verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan trouelose mense nie? Waarom bly u stil as slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Hoe kan u mense behandel asof hulle visse is? Asof hulle kruipende insekte sonder leier is? Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle by mekaar in treknette en jubel en juig oor hulle vangs. Net so ver, dan brei uit oor die Galdeërs. Dan in hoofstuk 2, die opskrif, die antwoord van die Here, wie reg doen sal lewe. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê, en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek vir jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom wanneer dit kom beslis. Julle moet net geduldig bly wag as dit nie kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Hebreërs praat dieselfde taal. Dis die boodskap. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou is. En dan in hoofstuk 3 wil ek lees vanaf vers 16. Toe ek hierdie dinge hoor, dat is 'n visioen wat hy kry in hoofstuk 3, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag dat die dag van oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk,
en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel en sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee my krag, of gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koorleier met snare spel. Daar eindig Habakuk. Liewe broers en susters, ek het 'n mosaïek, wat hulle net een of ander vroeg stadium, wat hulle dink, ons dink maar, dis hoe Habakuk kon gelyk het. Wat weet ons van Habakuk? Ek dink baie van ons sal eerder onthou wat Jan Spies vertel het oor Habakuk in die blik kondensmelk. Wie onthou nog daardie storie, een van die klassieke Jan Spies stories? Want eintlik weet ons niks van Habakuk nie. As ons hierdie boek lees, weet ons regtig niks van hom nie. Ons weet nie wie sy ouers is nie. Ons weet nie in watter tyd hy optree nie, in watter koning sy tyd regeer hy nie. So ons soek altyd hierdie gegevens om iemand in 'n historiese raamwerk te plaas, want dan kan ons net meer verstaan van hom. Die enigste leidraad wat die boek Habakuk vir ons gee, is die verwysing na die Galdeërs. En die Galdeërs was sinoniem met vernietiging. Die Galdeërs gaan kom, die wrede, woeste nasie. En as ek sommer nou soos 'n goeie onderwyser vir julle kan wys, die Galdeërs is vir ons meer bekend as die Babyloniërs, of die Nuwe Babyloniese Ryk, gestig deur Nabopolassar, daar sien jy die jare, en sy seun ken ons nou beter uit die Bybel, uit Nebukadneser. Die Babyloniërs wat vir Juda, Jerusalem ingeval het en verwoes het, en die plek in 587 in ballingskap, is die volk toe in ballingskap weggevoer, en dit gebeur in die tyd van koning Jojakim. So dit gee vir ons die raamwerk van, waar is Habakuk? Nou hierdie koning Jojakim was nou een van die slegte konings gewees. Hy het 11 jaar geregeer oor Juda, en hy was baie ongewild gewees. Hy het homself skuldig gemaak aan 'n klomp gruweldade. Hy moes goud en silwer betaal aan Egipte, gewoonlik soos 'n beskermingsfooi, soos die maffia, né? En hoe kry hy dit? Hy kry dit deur belasting. So hy het die mense doodgemaak met belastings. Mense wat oor hom gekla het, is vervolg en doodgemaak, so eenvoudig. Ons lees in Jeremia 36 iets van hom, dat die woord van die Here het tot Jeremia gekom, en die Here sê vir hom, skryf, en Jeremia skryf, in 'n boekrol. En die boekrol kom uiteindelik by koning Jojakim uit. En daar staan in hoofstuk 36, elke keer as die leser vir die koning 3 of 4 kolomme, dis mos die Hebreëus is in sulke kolomme geskryf, 3 of 4 kolomme gelees het, het hy 'n skrywersmes gevat, dit afgesny en in die vuur gegooi, as sy teken van minagting vir God, of minagting vir die woord van God. So dit is die konteks waarin Habakuk optree. Buitelands elendig, en dan prakties in die politiek van sy dag, baie sleg. En wat ons dan nou vind, heel eerste, is 'n man wat bid, en 'n man wat vra. Hoe lank vra hy? Hoe lank, Here, moet ek dan nou bid, voordat u hoor? Hoe lank gaan dit vat voor u kan sien, maar wat gebeur hier op aarde, die geweld, die onreg, die ellende, die onderdrukking, die onregverdigheid, die landswette wat geen krag het nie, slegte mense wat regeer oor goeie mense, ensovoorts. As ons dit lees, sal ons miskien weer wil vra, maar wie sê dit? Wanneer het die ou geleef? Want hy klink dan baie soos een van ons. Mens kan sweer hy leef in Suid-Afrika. Want hy vra dieselfde vraag. Of sê dit dalk vir ons dat vir die laaste 2.500 jaar vra die mense maar dieselfde vrae vir God. Ons vra want ook ons is kwaad, maar die soveel dinge wat verkeerd gaan in ons land. En ons raak moedeloos, ons raak aggressief, ons is verslae oor wat ons in die nuus hoor, en dit voel, niks is in beheer nie. Hoe kan die Here dit toelaat? In 'n land wat 85% van die mense sê volgens die landsensus, ons is Christene. Wat 'n klap is dit in ons gesig. Ons vra dieselfde vraag, ons raak moedeloos. Habakuk vra, Here, hoe lank moet ek kla oor die geweld? Is u dalk weg? Is u dalk dood? Is u op pensioen? Want hier gebeur dan niks nie. En dan uiteindelik kom die antwoord.
maar nie die antwoord wat hy wou gehad het nie. Hou jou hart vas, ek stuur die Galdeërs, sê die Here. Soos wat die Here miskien vir hom sê, my broer, as jy dink dit gaan sleg, hier kom jou moeilikheid nou. Want die Galdeërs, soos ek vir u gesê het, is die verwoestende nasie. Hou jou hart vas. Die slegte mense word die instrument in God se hand om sy volk te kastei. Ja, later, dan straf die Here hulle weer. Dan kom die Meders en die Perse en Kores en hulle voeder dan nou weer die mense op. En so die een wêreld mag die ander opgevolg. Eers die Assiriërs, so die Babiloniërs en toe die Perse en die Meders. Maar in hierdie geval gebruik die Here dan hierdie Galdeërs om sy volk te kastei. Habakuk soek 'n uitkoms. Die Here gee nie uitkoms nie. Die Here gee iets anders. En dan maak niks sin nie. In hoofstuk 2 kry ons 'n man wat nou nie meer vra nie. In hoofstuk 2 sit Habakuk op die uitkyktoring op die stadsmuur, kom ons sê 'n plekkie waar hy alleen kan wees, noem dit nou maar sy binnekamer. En sy vrae word minder. En hy moet nou begin nadink oor God. Kom ons sê, daar is die muur. En hy moet leer om te wag. Om op nuwe maniere na God te kyk. Om op ander maniere oor God te dink. As daar nie meer uitkoms of raad is nie, dan moet ons wag. Dan moet ons eie woede, wraakgevoelens, aggressie geparkeer word. En wag voordat ons iets doen, wag op die Here. Ek het ons diens begin met die taal van Psalm 130, ek wag op die Here meer as wat die wagte wag op die môre. Psalm 131, weer 'n keer, wag op die Here Israel nou en vir altyd. Op tyd keer te sê, stop net, en dink nuut. Dink anders, as die gevestigde manier van dink. Wag op die Here, want as ek net optree, is my optrede maar gewoonlik net so sondig soos my gedagtes. So, wag. Maar nou is dit 'n ding wat u en ek nie kan doen nie. 'n bekende prediker in Suid-Afrika sê, die Suid-Afrikaner, die gemiddelde Suid-Afrikaner, wag vir 3 minute en 8 sekondes. Dis wat ons kan wag. En na 3 minute en 8 sekondes in daardie ry waar jy sit of staan, oom en tannie, vra ons, man, wat gaan nie aan? Wat se diens is hierdie? Onbeholpe mense. 3 minute en 8 sekondes. Ons kan nie wag nie. Ons is ongeduldig. Ons wil vinnig reaksie hê met alles. Ek weet nie hoe lank Habakuk gewag het nie. Want om te wag kom nie natuurlik by 'n mens op nie. Maar as ons nie wag nie, dan doen ons wat ons wil. En dit is nooit 'n goeie ding nie. So eers, luister weer. Wag. Raak stil. En dis nie 'n passiewe wag van agteroor sit nie. 'n lekker rustige Sondagmiddag wag nie. Hierdie is 'n ongemaklike wag. 'n wag om te sê, maar ek bly vertrou op die Here. Die Here weet, ek weet nie, maar die Here weet. En hy wag nie eintlik op 'n antwoord nie. Hy wag op God self, om net weer te ontdek, God is hier teenwoordig, God sien, God is betrokke. Hier is nie 'n kits antwoord nie. Die wete, God is hier, is die antwoord. Tog sê die Here vir hom, kry 'n kleitablet, en nou skryf jy die volgende op, sodat mense in die verbygaan dit sommer kan lees. Sit dit op 'n PowerPoint, sit dit op die advertensieborde langs die pad, dat die mense moet hierdie boodskap lees. 2 vers 4, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Ek is 'n God wat sien. Hierdie vers, broers en susters, is 'n moeilike vers. Kom ek wys vir julle. Ek het daar 4 vertalings wat, dis een van die tekste in die Hebreëus wat die mense nie weet, elke Bybelvertaling vertaal dit anders. Die ou Afrikaanse vertaling, kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie. Dis nie verkeerde ou, nee. Maar die regverdige, deur die geloof sal hy lewe. Die 83 vertaling, ons vertaling vir oggend, dis die boodskap, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Die 2020 wat meer letterlik is, kyk, hy wat nie opreg is nie, kwyn weg, maar die regverdige, deur sy betroubaarheid sal hy lewe.
En die boodskap, maar die mens wat die Here met 'n opregte hart dien, sal lewe as hulle aan hom getrou bly. So, hoor u die boodskap is die regverdige sal lewe mits hy getrou bly. Hoor u die taal van die Nuwe Testament? Hoor u vir Paulus? Want ek dink dis 4 keer in die Nuwe Testament word hierdie vers aangehaal, soos ons ou vertaling gesê het, die regverdige sal deur die geloof lewe. Romeine 1 vers 17. Die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Soos daar geskrywe staan, daar haal Habakuk aan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. En dit was die teks wat van Martin Luther, die priester, aangevuur het om in sy soeke na 'n genadige God te ontdek. Maar hier is die sleutel. Die regverdige sal deur die geloof lewe. En dit is die begin van die reformatie en dit bepaal nou nog my en jou identiteit vandag nog. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Nou lyk dit vir my broers en susters of die Here vir Habakuk sê, daar is geraas, daar's gemors, daar's chaos, daar's korrupsie, daar's wat ook al. Maar wat saak maak, is jou verhouding met my. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Moenie jou eie persoonlike verhouding met die Here op die agtergrond plaas, omdat hier soveel ander dinge is nie. Dit is die belangrikste, wat gaan van jou word? Jou verhouding met die Here. So asof, as ek dit vertaal, dit maak nie saak hoeveel SMS'e jy vir die koerant gestuur het om te kla nie. Maak nie saak hoeveel politiek jy bedryf het, hoeveel protesoptogte jy gehou het, hoeveel vlae jy gebrand het nie, wat mense ook al vandag mag doen. Die vraag is, wat gebeur tussen jou en die Here? Want dit het ewigheidswaarde. Die res van hierdie goed kom en gaan, maar jou verhouding met my het waarde tot in ewigheid. Ook as ek in die Here glo, dan moet ek saam met dit glo, hy onderhou hierdie wêreld. En hy het sy plan met die wêreld, en die ongemak wat u en ek nou in Suid-Afrika ervaar, is 'n fraksie van 'n sekonde op God se horlosie. Is 'n fase in die geskiedenis van die wêreld. 'n Fraksie van 'n sekonde wat môre verby is, maar my verhouding met God gaan nooit stop nie. Dit lyk vir my, dis wat Habakuk wil sê. Geloof beteken, ek verlaat my op God, al verstaan ek niks. Kom ons vat 'n oomblik terug in die Ou Testament, die uitverkore volk van God, die wit broodjies, die volk Israel, Abraham, Isak, Jakob se nageslag, kry al die beloftes van die Here. En dan sit hulle vir 400 jaar in Egipte as slawe, voor God die volgende tree gee. Vir 400 jaar sit hulle. Weet jy hoe lank is dit? Ek dink dit is so lank as wat Jan van Riebeeck hier aangekom het. Ek dink dit is omtrent so lank. Geslagte, voor God sê, ek stuur vir Moses, ons gaan nou een tree vorentoe. God se horlosie werk anders. En dieselfde volk net na Habakuk, 70 jaar ballingskap. Dis God se horlosie. En toe 70 weer, as ons praat oor die jaar 70, en presies in die jaar 70 na Christus, verwoes die Romeine onder generaal Titus, die Joodse volk, en dit was die einde van die Joodse volk, die nasionale volk Israel opgehou bestaan, Jerusalem verwoes, tempel verwoes, alles klaar, verby. Die Here se plan, ons verstaan nie. Geloof beteken, ek verlaat my op God, dat sy wese, naamlik die God van ontferming, die God van lankmoedigheid, die God wat vergewe, die God wat sê, ek gee om, ek sien raak, ek is lief vir jou, dit verander nie. Geen aardse omstandighede kan God se wese verander nie. Geloof sê, ek hou aan hierdie waarheid vas. Ek kan wegsink in haat en wetteloosheid, en rasisme en bedrog en korrupsie, en ek kan die goed omarm, en in die proses myself diskwalifiseer, en dat al hierdie goed my insluk, en dit maak van my 'n lelike mens. En as ek dit doen, is dit presies die teendeel van die Christelike geloof. Of ek kan by God kla, want om te kla is 'n teken van geloof, want ek kla by 'n God wat ek weet, hy is daar, en hy hoor, al hoor ek hom nie, hy hoor. Ek beklei met hom, klaagliedere, klaagpsalms, dink aan Job, ek beklei met die Here as teken van geloof, maar dit eindig nie uit by kla nie.
Iewers gaan dit oor, soos Habakuk, in 'n stil word. En 'n anders kyk na God. En die ontdekking dat God is nie gelyk aan die seëninge wat hy gee nie. Hy is nie 'n Vader Kersfees wat net vir my alles moet gee wat ek wil hê nie. Hy kan terughou, want hy is die Here. In sy groter plan weet hy. Want so maklik is dit vir ons lekker om die Here te aanbid, is dit reën. En die gesaide is pragtig, en die goudprys is reg, en die olieprys is laag, en al die goed is net reg. Is dit God se werk om daarvoor te sorg? Nee. Ons gaan oor in 'n stil word, en ons wag op die Here, en ons ontdek, maak nie saak hoe dit lyk nie, God is hier. Hy is nie 'n kleiner God nie, hy is nie 'n swakker God nie, hy is hier. En dan gaan hy oor in hoofstuk 3, en ons sien hy het 'n visioen, en dan sê hy, ek het die ritteltits gekry, en my bene het gebewe en alles, en een of ander manier laat het hom sing. En ons gaan nou kyk by die teks wat hy laat sing. Die vraag net eers, is die probleme weg? Nee. In hoofstuk 3 het nog niks verander nie. Jojakim is nog net so sleg, en die Galdeërs is nog steeds op pad. Niks het verander nie. Wat verander het, was die man Habakuk se siening en sy denke oor God. Sy visie van God het verander, en die besef, God is genoeg. Die feit dat hy daar is vir ons, dit is genoeg. En dan kom hy by hierdie bekende woorde, wat ons so goed ken, nogtans sal ek jubel in die Here, van die Here jubel, ek sal juig in God, my redder. Nogtans, ten spyte van. Maar voordat hy dit kan sê, moes hy eers leer, God is meer as sy seëninge, om God te ken alleen is 'n vreugde op homself, en God se goedheid, sy liefde is nie gekoppel aan voorspoed, net aan voorspoed nie. Ja, soms bederf die Here ons uit ons skoene uit. Soms gee ons meer as wat ons ooit kan verdien. Maar dis nie die goue reël nie. Nogtans sal ek jubel in God my redder. Onthou u ons ou Halleluja boek lied. Tel jou seëninge. Tel al een vir een. Habakuk doen die teendeel. Hy tel die gebrek aan seëninge, dan sê hy, ek jubel. Presies die teendeel van daai Halleluja boek. Die vraag is, kan ons dit nadoen? En as ons dit sê, of kan ons dit bedoel? Met alles wat vandag gebeur, ek dink dit is te moeilik. Ek sal aansluiting vind by iemand soos Leonard Cohen, die musikant, Kanadees wat nou al dood is, in sy Halleluja lied sing hy van 'n very cold and broken Halleluja. Waar hy sê, hy sal Halleluja sê, maar is koud, en is gebreek, en is moeilik. Dis presies wat dit is. Nie goedkoop woorde nie. Nie iets wat ek sommer net sê nie. In ons liedboek, lied 156, sing ons, al sou dan ook, die vrye boom. Ek sing dit nie. Ek kan dit nie sing nie, want ek kan dit nie bedoel nie. Dis so 'n maklike wysie, né? Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie. Verstaan ons wat ons sing? Ek weet nie. Ek persoonlik wil ek dit nie sing nie. As ek vir u 'n ernstiger beruiming kan gee. Luister hierna. Luister net nou hoe ernstig verwoord hierdie man hierdie gebed van hom. Al sou die wêreld om my tuimel en die lewe vir my net heel te veel raak. Al sou my hart in 10.000 stukkies om my lê en alleenheid nie eers my vriend wil wees nie. Nogtans sal ek in my Here sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag as die antwoorde my ontvang, sal ek juig, sal ek bid.
drome ook in skerwe lê. En die woestyn sal my hart se klop bly kraak. Al sou my pyn en seer verstik in al my vrae, en ek glad nie meer die hoop in my wil dra nie. Nogtans sal ek in my sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag, as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek buig. U maak my voete soos 'n ribbel, en U laat my op hoe plekke veilig staan. U neem my klaaglied en skep 'n loflied wat sal klink tot U eer, tot U eer. Nog sal ek in my hemel, en sal ek juig in God my redder. Selfs in my donkerste nag, as die antwoorde my ontwyk, sal ek juig, sal ek buig. Maklik? Nogtans, ten spyte van alles, broers en susters, dis nie maklik nie. Om sy teks in konteks te sien uit Habakuk 3, dan sê hy, as ons alles verloor, die vye, die druiwe, die olywe, die gesaaries, die kleinvee, die beeste. Dit was die totale boerdery. Daar was nie reserves nie, daar was nie lemoene en varke en hoenders nie. Dit was die boerdery. Dat hy sê, as ons dit alles verloor, nogtans, hoe? Deur 'n soort van 'n groeiproses om te sien wie is God, hoe is hy werklik, en om maar net weer te besef, ons is in 'n fraksie van 'n sekonde, as ek die woord weer kan gebruik, in God se horlosie op pad, in nogtans geloof, van wanhoop tot vertroue, en te kan sê nogtans, so onmoontlik as wat dit klink. Habakuk bring hy boodskap persoonlik en sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. My geloof in Jesus Christus regverdig my. Ek word vrygespreek, ek sal lewe. Byt vas. Ons moet vasbyt. Môre lyk dalk heel wat anders. As ek môre moet doodgaan, die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis wat saak maak. Dis die belangrikste. Nogtans sal ek jubel in die Here. Amen. Here ons Here, leer ons om soos Habakuk te kan sê nogtans, om ten spyte van alles wat ons vrede steel te sê, U is steeds die Here. Ek hou steeds vas aan U, want U is die goeie God. Ons weet dat U oorlaai vir ons soms met seëninge en U bederf U kinders, maar nie altyd nie. Mag ons dan juis in sulke tye vashou aan U. Ek kom dra die kerkraad van die gemeente Carolina aan U op en Dominee Dawie en sy vrou en hulle gesondheid, en elke lidmaat hier, en op Christies Meer, en vir elke boerdery en elke bedryf hierso, mag U seën gee. Ons bid vir Suid-Afrika, ons bid Here vir orde, ons bid vir U reg en U geregtigheid. Ons bid vir die ekonomie, ons bid vir genade. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons vers 1, 2 en 4.
ons volg in u spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Jezus, hy gaan voor, ons volg in u spoor. Laat ons selfs in donker dae altyd volhou sonder kla. Ons wil soms bly staan as u voorwaarts gaan. Jezus, hy gaan voor, ons volg in u spoor. Ook waar niemand dit wil waag nie, waar niks anders ooit sal slaag nie. Hy wat alles sien, leer ons sinvol dien. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Gees met die elkeen wees en bly. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan lief my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur die Heilige Gees. Die seën van God drie-enig sal vir ewig by jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. In 1933 met die ontvangs van die Bybel in Afrikaans, toe was dit mos nou 'n geweldige gebeurtenis vir die kerke en vir die gemeenskappe en oral. En nou is dit mos van ons ou volkie so as ons 'n okasie kan hê rondom 'n ding, dan doen ons 'n behoorlike ding. Selfs 2 trekke mos hou as dit daarop aankom. Ken nie half measures nie. Double measures, ja. Double measures. Die dominee waar dit hier om gaan, was nou een van die baie wat funksies gereël het rondom die gemeente en lidmate van ander kerke wat daar is, wat nie plaaslike gemeente het nie, en al so aan en so aan. Maar hy wil die hele gemeenskap bygehad het.
Is dit nou met die Bybel so? Met die ontvangs van die Bybel daar op sy dorp en in sy gemeente. En daar moet dit nou 'n uithalerfunksie gewees het. Toe het hy nou die storie so gebedink. Hy gaan nou probeer om al wat kan, so breed as moontlik, betrokke te kry. Die woord was daardie dae, of die konsep daardie dae al ter sake. Mense betrokke kry binne. Hy wil soveel mense betrokke hê as wat moontlik is. Daarom besluit hy gaan nou 66 kinders vat. Van Genesis tot by Openbaring. Vir elke Bybelboek 'n kind. En hulle sal nou een vir een deur die stadsaal stap tot bo op die verhoog. En daar loop stelling inneem. Maar hy sal agter die agterste gordyn staan. En daarvan sal hy nou telkens slag op slag sal hy nou daarvan die Bybelboek uitroep. Hy sal nou daar agter sê: En daar was Genesis. Dan stap die Genesis kind nou daar van die agterdeur af. Dwars deur die stadsaal en hy loop staan op die verhoog. Maar die kind sal nou ook 'n serp aan hê, soos die van die staatspresident. Ja. Daarop sal nou geborduur staan Genesis. Nou staan Genesis daar, as die dominee nou hoor die voetstappe, hou op daar. En daar was Exodus. Nou stryk Exodus daar weg, op sy lang reis Kanaan toe. Hy kom staan ook daar op die verhoog. En daar was Leviticus. En so sal hy hulle nou daar oppak. Eers onder en dan op 'n ry banke en dan op 'n hoër ry banke en op nog 'n hoër ry banke tot die totale Bybel daar staan in Afrikaans. Nou die serpe om mense betrokke te kry sal nou deur 66 moeders uitgewerk word. Elkeen sal nou sit vir maande, Genesis en die ander ene Exodus. Leer ken die mense ook sommer weer van vooraf die Bybelboeke, so al ken elkeen ook net een. So langs as wat hulle sit uitwerk, oefen die dominee met die kinders, elke aand. In die laaste week, toe kry hy nou die kerkraad. Kyk, almal het nou ook vooraf met die plan saamgestem van hom. Hulle is ingelig, is dominee pragtig. En toe kry hy hulle nou by mekaar. Die skoolkomitee, die kerkraad, die landbouvereniging komitee, en die skyfskietkomitee, en die netbalkomitee, en die rugby. Almal, dit help nou saam. En hulle kom sit nou die aand en hulle bekyk die hele besigheid. Nie een het 'n woord kritiek nie. Die hele ding loop of hy geolie is. Behalwe nou een ding, die kinders het nog nie hulle se serpe nie, want as hulle die aan het, is dit mos nou vuil die dag met die groot gebeurtenis. En so reël hy dat hulle dan nou so 1:15 sal die hele publiek in die stadsaal sit. En so in 10 minute voor die tyd sal die kinders hulle serpe buite ontvang. Die Bybelboek kinders, die ander moet ook binne sit. 5 minute voor 1 sal die Bybel nou daar inval voor die stadsaal se deur van Genesis tot by Openbaring, daar kordes kan die straat. En dan sal hy nou op 1 uur net 'n kort openingkie doen en dan verdwyn hy agter die gordyn en dan gaan hy nou sy eerste woord van en daar was Genesis spreek. Nou toe die kinders hulle serpe daar kry met 'n vreeslike vermaaning, daar moet nie soveel as 'n stoffie op wees nie. En hulle sit die serpe aan en die ouetjies begin kyk die ding. Toe is party van hulle wragtig vreeslik trots. Is nou Psalms, Rut, Daniel, Johannes, Petrus en so.
Maar party ander kyk die spul so, hulle is nou maar stemmig, want jy kan nou nie dink dat Jeremia en Job en Samuel 'n gespog sal wil verdra nie. En toe's daar een ouetjie, hy voel heel ongelukkig, toe hy die besigheid so kyk, Habakuk. Habakuk. En hy weet op daardie oomblik, hy sal van hierdie nuwe Bybel in Afrikaans gekom het tot hy die dag daaruit begrawe word, sal hy Habakuk word. In die klaskamer op die sportveld, waar hy begewe, hy sal nou wees Habakuk van der Merwe. En daar maak hy 'n plan. Sy pa het 'n winkel net so om die hoek. En hy hardloop daar af, die klos van die serp maak eintlik so agter hom en hy kom hardloop daar uit asem in. Hy sê pa moet help. Sy pa sê met wat? Hy sê pa kykie. Sy pa sê maar ek kan daar mos niks aan doen nie. Wat is dit? Hy sê pa maar hulle sal my doodspot my hele lewe lank. Sy pa sê my kind nie, Habakuk van der Merwe onder pa se dak. Hy sê maar wat kan ek maak? Hy sê pa kan help. Hy sê maar hoe? Hy sê pa gee my 'n blik kondensmelk. Hy sê dan hol ek nou met die terug en dan ruil ek die Habakuk serp vir 'n ander serp en ek gee die blik kondensmelk op die ruil toe. En daar sien die pa dat die kind se kop redelik reg vir die besigheid vorentoe op sy lyf geskroef sit. Hy sê my kind vat hier, wil jy nie 2 nie, as nie 1 is genoeg. Hy sê pa gee hom daar 'n groot blik kondensmelk en hy hol terug. Nou toe begin die gemors nou. Daar is nou nie vir hom waferstyd om kieskeurig te wees nie. Hy moet nou vat wat hy kan kry en die eerste een teen wie hom vashardloop is rigters. Hy sê, hy Pieter, kan ek en jy nie ruil nie. Hy sê, ek wil tog so graag rigters gewees het. Hy sê, kom ons ruil en gee ek jou die blik kondensmelk op die transaksie toe. En die ander ouetjie is skoon oorblif oor die meevaller, 'n blik kondensmelk in daardie jare is, man, jy kyk amper boon toe so 'n ding op jou weg kom. En hulle ruil en hy gee die blik kondensmelk en hy hol dat hy bars hier tussen die klomp ander Bybelboeke in. En die nuwe ene, die Pieter Habakuk bekyk die spul en hy staan nou met die blik kondensmelk en hy dink Habakuk loop sy. En hy hardloop daar na 2 Samuel Pretorius. Hy sê, hy Mary, wil jy nie ruil met my nie? Ek wil toch so graag Samuel gewees. Hy sê, kom ons ruil, ek gee jou die blik kondensmelk. En die 2 ruil om. En die 2 Samuel loopsjer is daar weg tussen die boeke. En Habakuk Pretorius ryk onraad. En die storm vir Nehemia Engelbreg. Ruil ook weer. En Habakuk Engelbreg begeef hom na Jesaja Deetlefs. En die homself in die gedaante van Habakuk weer na Ezra Meton. En die weer as synde Habakuk terwille van kondensmelk na Mariki Maleagi. En sy weer na Efesiërs en van die af onderneem die blik kondensmelk saam met Habakuk omtrent al Paulus se sendingreise. En jy kan sê vergesel ook al die sendbriewe. Nou teen die tyd wat die staatsklok daar bo lui, of op 5 minute voor 1 staan, toe is die ganse Ou en Nuwe Testament nog te klein om vir Habakuk met die blik kondensmelk plek te kry. Maar daar kom die bevel, die kinders moet inval. In plek laat elkeen toe inval volgens die serp wat hy in daardie stadium aan het val hulle in soos die dominee hulle nou 2 maande lank geoefen het.
In die voorste ene wat oorspronklik Genesis was, maar nou Levitikus, die hoor kom die magtige stem van die dominee. En daar was Genesis. En Levitikus stryk nou daar deur die gemeente op na die verhoog toe, om te gaan sy plek inneem by die beginpunt van alle dinge. En daar was Exodus, Psalms, Huppelie verhoog daar. En daar was Levitikus. Lukas kry sy staan daar in die derde posisie van die Ou Testament. Nou moet julle daarom goed dink, die ouderlinge en die diakens en die broeders en die susters en die jonge liede en die katkesante en die sondagskoolkinders en die vernames en die onbelangrikes en die geringes en die wat ook al sit en hulle bekyk hierdie ingewikkelde verwarring. Dis nou die Bybel in Afrikaans wat so lyk. Die mense is verslae. Net een ou weet nou van dit als niks, dis die dominee daar agter die gordyn, hy is heeltemal blind. Elke keer as 'n voetstap daar ophou, dan dink hy die hele program verloop nou nog vlot, dan kondig hy die volgende. En daar was Nimeri. Ja, daar trek Jona op sy eerste dagreis. En daar was Deuteronomium, die skone Ester wikkel daarin. En daar was Joshua, die derde brief van die apostel Johannes. Nou so gaat dit nou aan tot die dominee later hier kort by die einde van die Nuwe Testament is. Vir die eerste en die tweede en die derde brief van die apostel Johannes staan klaagliedere, Kolossense en 2 kronieke onderskeidelik daarin. En daar was Judas, die edele ritwikkelde. Nou laat daar in die hele tyd nog besigheid gedoen is, terwyl die voorpunt van die Bybel nou al intrek in die stadsaal in. Die sien 'n man eers met openbaring. Daar raak alles duidelik met die openbaringe. En daar was openbaring. Habakuk kom daar in. En buik daar agter by die deur en sit daar eers iets neer. En dan stryk Habakuk verhoog toe op. Ja, toe openbaring ook tot stilstand kom die dominee nou daar agter die gordyn uit en hy kom staan daar skuins laas Genesis wat nou Levitikus is. Nou hy kyk nie na die kinders nie. Hy sê, broeders en susters, laat ons nou hierdie vreugdevolle dag voortsit met die sing van Psalm 146, die eerste vers. Prys den Heer. Kyk, die gesangboek is toe nog in Holland, hy het mos later. Ja. Prys den Heer. En die dominee sit self in en hy sing uit volle bos. Maar die gemeente sleep hier so agterna. Die dominee dog nou dis van aangedaanheid oor hulle nou die Bybel in Afrikaans het, wat hulle nou bewoe is en die kele toegetrek. Hy stop hier in die middel van die vers, hy sê, ons begin om weer voor, broeders en susters, en hy sit weer in. Maar het klink nog altyd meer na 'n treursang as na 'n lofpsalm. En die dominee lewer dan nou maar sy boodskap, doen 'n gebed en hy spreek die seën uit. Toe dit klaar is, bedank hy nou so dese en gene wat almal gehelp het, en die moeders vir die pragtige serpe. En toe draai hy nou om die kinders met wie hy so lang pad kom, spesiaal te bedank. En dit was toe hy die Bybeltjie daar bekyk, laat hy by die nuwe Babel uitkom. Ja, die mense is uit die stadsaal en daar voor staan hulle om nou so 'n bondeltjies aan weg.
Hy maak toe 'n navraag daar by die kinders, maar hulle antwoord is toe 'n groot reislis en wat hy aanskou, maar ek kom nou net daarby. Buitekant loop hy hom nou daar vas. Dus wat nou vir hom gesê word, so 'n paar wat ek aangeteken het, die volgende. Dominee, hierdie Bybel in Afrikaans is die deur mekaarste gemors. Dominee, as Nederlands vir my saligmaker goed genoeg was, dan is hy ook goed genoeg vir my. Dominee, my geheue is al te kort om hierdie deur mekaar klomp name op 'n nuwe ry te leer. Dominee, in hierdie Bybel sal 'n mens vir geheel so verdwaal dat jy nooit nêrens uitkom nie. En die dominee se antwoord bly vir hulle toe net so duister soos die nuwe Bybel. Hy sê, wat passeer het, weet ek nie. Ek vra vir die kinders of die duiwel in hulle gevaar het, maar hulle sê nee. Dis Habakuk met 'n blik kondensmelk.